Psalm 84. Hoe lief het ek u woonplek, o Here die Almagtige. Here, ek verlang en hunker na u woning. My hele wese, liggaam en gees wil ek jubel oor die lewende God. Een dag in u tempel is beter as 1000 elders. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as dat ek woon in die huis van goddeloses. Ja, Here, ons het vanoggend by mekaar gekom om u naam te kom verheerlik. Om te kom verklaar, Here, dat u alleen is God die Almagtige, skepper van hemel en aarde. Here Jesus, dat u die Seun is, wat gekom het as 'n kind, as 'n baba, om tussen ons te kom woon. Here, dat u aan die kruis vir ons gesterf het. Here, dat u uit die graf uit opgestaan het, en so vir ons ewige lewe bewerkstellig het. En Here Jesus, dat u weer teruggekeer het na die Vader, om u ere sitplek aan sy regterhand te neem, en te heers oor die eeue. Vader God, u het ook vir ons die Heilige Gees gegee, om ons te kom bemagtig, om ons te bemoedig, om ons te bestig in ons geloof, Heilige Gees. En daarom kan ons vanoggend verklaar, met ons wese in hierdie plek vanoggend, alle eer en lof en aanbidding. Here, dankie vir hierdie oomblik wat ons nou ons aandag na u skrif kan draai. Here, dat ons nou uit die Bybel uit kan kom lees. Here, die Heilige Gees kom en help ons om te verstaan en te weet wat ons lees. Heilige Gees, kom plant hierdie woord in ons harte, dat ons na u disippels getransformeer mag word, Here. Dat waar ons gaan, met wie ons ook al in aanraking kom, dat ons u kerk sal wees. Dat ons u getuies sal wees. Ons spreek tot ons hart en verander ons lewens, bid ons, Heilige Gees. Mag die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vir u aanneemlik wees. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Goed. Liewe gemeente van Krugersdorp Wes, is weer lekker om vanoggend by julle te kuier en om weer die woord te kom bedien. Dankie vir die musiekspan, dit was regtig baie lekker om so in die teenwoordigheid van die Here ingelei te word. Kom ons kom tot die woord van die Here en ons lees saam uit Matteus 6 vanaf vers 5 en ek lees weer uit die Nuwe Lewende Vertaling vanoggend en ek sien die woorde is vir ons op die skerm, so julle kan lekker saam volg. Ons lees vanoggend uit Matteus 6 vanaf vers 5. En nou, wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle daar kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader, wat alles weet, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Bid dan soos volg. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. En vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Ons lees net tot sover, dit is die woord van die Here, mag hy dit tot ons harte seën. Maar ons is besig met 'n preekreeks oor gebed.
waarin ons gebed deur die lens van die Onse Vader, myself net 'n bietjie losmaak hierso, as jy die draad. Sê dit vir 'n bietjie beter. Waar ons gebed deur die lens van die Onse Vader besin en ons wil bid soos Jesus ons geleer het. Verlede week het ek met ons gedeel en ons het besef dat Jesus identifiseer vir ons twee maniere van bid. Daar's 'n regte manier en daar's 'n verkeerde manier. Gebed is vir die siel wat asemhaling vir die liggaam is. Ons het agtergekom dat om reg te bid is om te bid soos Jesus ons in die Onse Vader leer bid deur in twee dimensies te bid. Ons bid in die geestelike dimensie, met ander woorde ons fokus op God se heiligheid, sy soewereiniteit. En ons bid ook in die fisiese. Ons bid vir ons behoeftes en ons begeertes. En ons maak ons versoeke aan God bekend. Vierde ding wat ons geleer het verlede week, is dat die Onse Vader illustreer vir ons, dat die regte manier van bid, is om ensaf te bid. Nou, ek het nou nie vanoggend 'n suigstokkie aan my nie, maar, okay, ek wou nou gesê het, wie kan onthou wat waarvoor ensaf staan? Nederig, spesifiek, amper vergeet ek, nederig spesifiek, aanhoudend, verwagtend. En so vanoggend gaan ons hierdie gebedsbeginsel, ensaf, nederig spesifiek, aanhoudend en verwagtend, 'n stapie verder vat deur nou die gebed wat Jesus geleer het, 'n bietjie verder uit mekaar uithaal. En ons gaan spesifiek kyk na elke stelling wat Jesus in die Onse Vader gemaak het, sodat ons kan reg bid. En myself hier in die rede val deur te sê, ons het ook verlede week gesê dat ja, dis 'n pragtige voorbeeld wat ons as 'n geheel, as die kerk, en ek praat van die kerk in geheel, en ek praat nie net van die AGS nie. Ons het hierdie gebed gevat en ons sê, dis hoe ons bid. Maar ek hou steeds my standpunt dat Jesus bedoel het, wanneer jy bid elkeen van daardie stellings as 'n gebed. Kom ons kyk wat dit vir ons beteken vanoggend. En daarom sê Jesus vir ons, uit ander vertalings staan daar, wanneer jy bid so. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Uit die staanspoor wys Jesus daarop dat om reg te bid is om tot God in nederigheid te nader, omdat God geken kan en mag word. Ons ken God. Die drie woorde, nee, eers hierdie vraagie vra. Wanneer laas is jy ordentlik op jou plek gesit? Die drie woordjies in die hemel, in die Onse Vader, sit ons baie netjies op ons plek. Deurdat Jesus ons aandag fokus op waar God is, in teenstelling met waar ons is. R.T. Kendall skryf in sy boek The Lord's Prayer die volgende: die woorde in die hemel is bedoel om ons op ons plek te sit. Dat ons Vader in die hemel is, behoort ons 'n gevoel van ontzag en ware eerbied te gee en ons daarvan te weerhou om onnadenkend in God se teenwoordigheid te storm. Die woorde in die hemel maak ons nederig en help ons om ons plek te sien en gee ons 'n mate van objektiwiteit oor onsself. Ons besef amper, dis nou nie wat hy skryf nie, ek sit 'n bietjie woorde hier in. Ons besef amper eintlik wie ons is. Ons besef, wêreld draai nie rondom ons nie. Kendall skryf verder. Dit dui verder op God se grootheid en dit verseker dat ons nooit te familier met God word nie. En terwyl die woorde ons Vader tot intimiteit met God uitnooi, wys die woorde in die hemel tog op God se majesteit,
sy oppergesag en sy heerlikheid. En daarmee saam net ietsie anders wat ons in gedagte kan hou en moet hou, soos ons leer om reg te bid, is om God in nederigheid te nader. En ons besef dat God as ons Vader in die hemel is in teenstelling met ons aardse Vader. Nou dit is 'n preek en 'n preekreeks vir 'n ander dag. Maar hou dit net in 'n gedagte. Ons Vader wat in die hemel is nie soos ons Vader op aarde nie. Nou, dit bring my sommer dadelik, en ons sommer met die deur in die huis val, na die tweede besinning oor God as gekende. Jesus herinner die disippels daaraan dat God 'n God is wat homself bekend gemaak het. In ander woorde, God is 'n persoonlike God. Reeds in die dae van Abraham het God homself bekend gemaak. God benoem homself as ek is. Wanneer Moses God by die brandende bos ontmoet. En hy vra, maar wat moet ek vir Farao sê? Wie het my gestuur? In Levitikus 26 verklaar God aan Israel, ek sal by julle wees. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Luister mooi na daai woorde. Ek sal julle God wees. En julle sal my volk wees. Daar's 'n persoonlikheid, daar's 'n verhouding. Hoeveel keer lees ons nie hoe God homself aan Israel in die Ou Testament identifiseer met die woorde, ek is die Here, jou God. God sê nie ek is 'n ander volk se God nie. Ek is nie 'n ander God nie. Ek is jou God, Israel. Dis jou persoonlike God. Jy mag my ken en deur my geken word. Maar in sy lering oor gebed neem Jesus hierdie gedagte van God se selfopenbaring en selfbenaming as 'n persoonlike kenbare God 'n stapie verder deurdat Jesus God as Vader identifiseer. En spesifiek hier in die Onse Vader gebruik Jesus die Arameese woord Abba vir Vader. En dit is 'n diepgaande gedagte. En dit het die disippels se gedagtes ontplof. Dis mind-blowing. Want jy sien, hierdie Arameese woordjie Abba is eintlik 'n liefdesterm. Dis 'n term van bekoring wat losweg in Afrikaans vertaal kan word as Papa. So Jesus leer sy disippels bid tot Papa. En vir die disippels was dit 'n volksvreemde gedagte. En tog het Jesus hoeveel keer nie na God in die hemel as Vader verwys nie. Jesus het bly praat van my Vader, my Vader, my Vader. Jesus praat van sy Vader en sy Vader se koninkryk. Dat hy gekom het om sy Vader se wil te doen. Jesus verduidelik aan sy disippels dat hy na sy Vader sal terugkeer. Selfs aan die kruis bid Jesus, Vader, vergewe hulle. Nou dit nie desteenstaande nie, Jesus herinner die disippels dat hierdie persoonlike Papa God 'n heilige God is. Die Hebreëse naam vir God, Jahwe, word so heilig beskou en gehou, dat wanneer die Jode hierdie naam skryf hulle net die konsonante. Hulle skryf net Y-W-H-W. Hulle skryf nie die vokale neer nie.
Jy sien, soos in baie tale, gebruik die Hebreëse taal asem om vokale te spreek. En so sê hulle, God se naam is so heilig dat jy dit nie mag sê nie, jy kan dit nie sê nie, jy mag nie asem gebruik nie. En al sou daar Jahwe in die teks staan, sou hulle 'n ander naam vir God gebruik, soos Adonai of Elohim of El Shaddai, maar hulle sal nie Jahwe sê nie. Hulle sal nie eers skryf nie. Dit is hoe heilig God se naam is. En daarom leer Jesus vir sy disippels en vanoggend vir ons om reg te bid, is om te bid dat God se naam geheilig word en sal wees. Dit wil sê dat God se naam as heilig behandel en beskou sal word. Hoekom anders dan? Is die derde gebod in Eksodus 20 vers 7 dan om God se naam te heilig. 'n Verdere belangrike waarneming oor hierdie openingsrede tot die Onse Vader is die gebruik van die woord ons. Jesus vestig onmiddellik ons verwantskap as disippels, Christene, Jesus volgelinge in die liggaam van Christus, die kerk. God die Vader is ook die Vader vir almal en enige iemand wat Jesus Christus as Heer en Verlosser bely en in hom glo vir redding en saligheid. En dit is hoekom dit belangrik is om gereeld kerk by te woon. Daar is nie so iets soos 'n ongekerkte Christen of 'n Christen wat nie kerk toe gaan nie. So iets bestaan nie. Want jy sien vriende, as Christene is ons mense van gemeenskap. Ons is van ons sonde gered, maar ons is vir en in gemeenskap gered. Jesus hou ons aandag op die geestelike realm deur ons te leer bid: U koninkryk kom, U wil geskied op aarde soos in die hemel. Jesus het baie gelykenisse gebruik om sy Vader se koninkryk, God se koninkryk te beskryf en te verduidelik. Gaan lees maar die bergrede deur, Matteus 5, 6, 7. Jesus het selfs vir Pilatus gesê dat die koninkryk van sy Vader wat in die hemel is, nie 'n wêreldse koninkryk is nie. Jy sien, deur die eeue heen word koninkryke deur grense gedefinieer en deur mag gevestig. Maar Jesus kom en hy sê dat sy Vader se koninkryk, die koninkryk van die hemel, op 'n ander stelsel funksioneer, anders gedefinieer word en deur dit van genade, barmhartigheid, van liefde en geregtigheid. Jesus leer sy disippels dat om reg te bid is om te bid dat die koninkryk van God op aarde gevestig sal word, sodat die wil van God die Vader mag geskied. En dit kan slegs gebeur as sy disippels destyds en vandag bereid is om gehoorsaam te wees aan God se gesag en sy heerskappy. Nou, alhoewel ek nie vanoggend in die besonderhede van God se wil en die tweespalt van hierdie moderne tyd wil ingaan nie, laat ons vashou aan God se woorde uit Jeremia 29. Ek weet, sê God, ek weet, ek dink nie daaroor nie, ek besluit nie nog daaroor nie, ek weet klaar, sê die Here. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here.
Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. God se koninkryk kom en sy wil word gedoen, sy wil geskied wanneer ons met erns en opregtheid bid, soos die 13de eeuse monnik St. Francis van Assisi. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat ek liefde bring. Waar daar tweespalk is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar hartseer is, vreugde. Here, mag ek eerder vertroos as om te soek om getroos te word. Om te verstaan eerder as om verstaan te word. Om lief te hê eerder as om gelief te word. Dit is deur te gee dat ons ontvang en ons word vergewe deur vergifnis te betoon. Jesus leer verder dat gebed ook 'n fisiese dimensie het, 'n wat ek amper gesê geestelike, 'n vleeslike aspek. En so wil ek myself weer in die rede val en vir jou sê, jy mag vir jouself bid. Jy mag vir die Here sê, Here, ek het hierdie behoefte. Here, ek het hierdie begeerte. Jy mag dit doen, want luister wat sê Jesus. Om reg te bid is om te bid, gee ons vandag ons daaglikse. Dis 'n gebed vir myself. Met hierdie stelling wys Jesus vir ons nog 'n aspek van God se wil vir ons, terwyl Jesus ook die vaderlike hart van God openbaar. Op dieselfde manier wat my kinders daagliks na my toe moet kom en vra vir die dinge wat hulle nodig het of wil hê. Byvoorbeeld kos en klere, aandag, plakkaatpapier vir die taak wat môre ingegee moet word, ensovoorts ensovoorts. Net so wil God hê ons moet na hom toe kom en vir hom vra, soek en klop. As ouers weet ons reeds wat ons kinders nodig het, soms nog voordat hulle gevra het. En tog wil ons hê dat hulle na ons toe moet kom en vir ons vra. En dieselfde beginsel kan ons met God gebruik. Jesus lig hierdie punt toe deur na die voëls van die lug en die blomme van die veld te verwys. En vir die skare by die bergpredikasie, by die bergrede, het hy gesê dat soos God vir die voëls en die blomme voorsien, sorg en voorsien hy des te meer vir my en vir jou. En daarom sê Jesus, moenie oor môre bekommer nie. En daarom word ons aangemoedig om te vra, gee vir ons hierdie dag. Dit is nogal beduidend dat Jesus ook gebruik maak of verwys na daaglikse brood. Want jy sien, doelbewus sê Jesus dit, want brood simboliseer die basiese behoefte vir daaglikse lewe. Beide fisies en geestelik. Geen wonder dan dat Jesus na homself as die brood van die lewe verwys. En toe hy in die woestyn versoek word, toe die duiwel vir hom sê, maak hierdie klippe brood, dan kan jy eet, jy's honger. Wat het Jesus vir hom gesê? Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar ook van elke woord van God. En sulke daaglikse geestelike behoeftes, vleeslike behoeftes, is wat ons tot God
opper, wat ons vir hom vra. In 'n geestelike sin is hierdie behoeftes ook vir behoeftes van vergifnis en beskerming teen boosheid. En dit is hoekom Jesus ook verder gaan en hy sê in sy lering om te bid, vergewe ons oortredings, soos ons diegene vergewe wat teen ons oortree. Nou dit, op die oog af, kan dit dalk klink en lyk soos emosionele of geestelike verlossingsafpersing. Maar dit is nie. Dit sal, as dit was, dan verminder dit God se gawe, sy vrylike gawe van verlossing tot 'n voorwaarde. As jy net verlos as jy vergewe. En dit is geheel en al teenstrydig met wat die apostel Paulus vir die Efesiërs skryf in Efesiërs 2. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. So my en jou vergifnis het niks met ons verlossing uit te waai. God bewerkstellig ons verlossing deur Jesus Christus se verlossingsgawe. En so wil Jesus eerder hê dat ons moet erken ons is sondaars. En dat ons nie aan God se verwagting van heiligheid voldoen nie. In Romeine 3 skryf Paulus, ons het almal gesondig en ons skiet almal tekort aan God se heiligheid. In 1 Johannes 1 vers 9 skryf die apostel Johannes: As ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As die mense van God wat vergewe is, moet ons ook nou vergewe. Want 'n onvergewensgesindheid verhinder en belemmer nie net betekenisvolle verhoudings tussen mekaar nie, maar verhinder ook dat ons God se genade van die lewe in oorvloed kan ervaar en ontvang. Onthou ek het verlede week gepraat van, dis jou onvergewensgesindheid, né? Jy het vuiste. Hoe kan jy ontvang? Met 2 hande. Maar die oomblik wat jy vergewe, wanneer jy laat gaan, kan jy sê, Here, nou kan ek van U ontvang, want my hande is oop. En daarmee saam neem ons die standpunt in, dat vergifnis nie so seer daaroor gaan, dat ons hulle wat ons onreg aangedoen het, vergewe nie. Vir daardie onreg nie. Eerder is die kwessie dat ons nie in die slawerny van onvergewensgesindheid leef en vasgevang bly nie. Die persoon wat aan ons onreg gedoen het, het heel moontlik lankal vergeet wat hulle gedoen het. Maar wie sit met die gebakte pere? Ek en jy. Want ons broeg en ons hou vas en ons koester daai wrok. En wie kan nie slaap nie? Wie kry maagswere? Wie ly aan depressie en angs? Ek en jy. Want ons wil nie vergeet nie. En dit is hoekom Jesus sê, vergewe ander. Ek wil amper gesê het, let it go. Maar weer, dis weer 'n bietjie meer gekompliseerd as dit. En tog is dit so eenvoudig soos dit. Let it go, sodat jou hande kan oop wees. Jy kan sê, Here, ek wil die oorvloedige lewe wat U vir my het, U genade, wil ek ontvang. Kan ek neem. Jy sien, onvergewensgesindheid, het Nelson Mandela gesê, is soos om gif te drink en te hoop jou vyande gaan dood. Die gereformeerde teoloog
etikus en Christelike skrywer Lewis Smedes het gesê, om te vergewe is om 'n gevangene vry te laat en te ontdek daardie gevangene is jy. Die laaste stelling van Jesus se lering oor gebed is net so diepgaande in dat ons reg bid deur te sê, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is nog 'n versoek vir ons geestelike welstand. Jesus het sy disippels verseker dat hulle nie beproewing en moeilikheid en teenstand in hierdie wêreld sou vryspring nie. Johannes 16. Jesus het gesê dat sy disippels deur hom sulke moeilike tye sou kon oorkom en verduur, want hy het reeds die wêreld oorwin. Dink aan Dawid se woorde in Psalm 23, ek stap deur die doodskaduwee. Ek stap nie in die skaduwee in nie, ek stap nie in die moeilikheid in en hak vas nie. Ek stap deur. Ek het oorwinning in Jesus Christus. Maar dit beteken nie dat ek 'n doodskaduwee moet konfronteer nie. Dit beteken nie dat ek nie moeilikheid gaan hê nie. Ek gaan dit hê. Die verskil is dat ons besef dat ons gelouter word. Deur hierdie gedeelte van die Onse Vader te bid, vra ons as ware dat die Heilige Gees ons sal vervul, sodat ons met selfvertroue, moeilikheid en teëspoed kan trotseer. Spreek woord dat die bil by die horings kan pak. En soos Dawid verder skryf in Psalm 23. Ek stap deur die doodskaduwee, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. Julle sal moeilikheid hê, sê Jesus vir sy disippels, maar moenie bang wees nie, ek het klaar die oorwinning bewerkstellig. Nou, aangaande versoeking wil ek die volgende opmerking maak. God bring ons nie in versoeking nie. Hy kan nie. Dit is nie in sy natuur nie. God versoek nie. Nou sien ek hoe draai die rat in julle koppe, né? Pastoor, waarvan praat jy? Versoeking is 'n verleiding tot sonde. Versoeking wil hê ek en jy moet in die slaggat van 'n sonde trap. Hoekom sou God wil hê ek en jy moet in sonde val? Eerder bid ons, Vader, beskerm ons. Help ons om nie in daardie paadjies af te loop waar ons in die sonde gaan val nie. Lei ons nie in die versoeking nie. Heilige Gees, wees so teenwoordig in ons dat ons sal weet wanneer ons versoek word, wanneer ons in sonde gaan val. Hou ons weg daarvan af. Lei ons op U pad van geregtigheid. Okay, maar nou, as God ons nie versoek nie, wat doen hy dan met ons? Hoekom word ek dan getrotseer met moeilikheid of teenstand of? Dit is sodat God my en jou kan louter. Dit is sodat God my en jou kan stig in ons geloof. Sien, om te bid, Here, lei my nie in die versoeking, is om te bid dat God deur die werkende teenwoordigheid van die Heilige Gees ons sal weghou en sal weglei van versoeking en sonde. En ons so van die bose sal beskerm. Ook in 'n Psalm skryf Dawid, ek dink dis Dawid,
reinig my soos silwer en goud. Hoe weet 'n goudsmid en 'n silwersmid wanneer goud en silwer reg is om te gebruik? Hoe weet hy wanneer al die onsuiverhede uitgebrand is? Wanneer die juwelier sy eie refleksie in die goud of silwer kan sien, dan weet hy, ek kan dit nou gebruik. Al die onsuiverhede is uit. En dit is wat God met ons doen. Hy bring ons in 'n tyd van beproewing. Beproewing, nie versoeking nie. Sien julle die verskil? Hy gaan ons deur 'n tyd sit van beproewing, sodat hy daardie onsuiverheid wat nog in ons is, kan uitbrand. Hoor julle wat ek sê? So nou wil ek ook vir jou sê, wees baie versigtig wat jy bid. Here, ek bid vir genade, ek bid vir geduld. Maar Here, ek sit hier by binnelandse sake. En hulle is alweer offline. Hallo, beproewing. Jy dan gebid vir geduld. Hoe gaan ek jou geduld leer as ek jou nie in 'n moeilike situasie plaas nie? As ek jou nie in verkeer laat vassit en taksies jou wat afsny, hoe anders gaan ek jou geduld leer? Okay, genoeg voorbeelde. So dit is wat dit beteken om te bid soos Jesus ons geleer bid het. Geliefdes van die Here, dit is my gebed vir elkeen van ons, dat soos ons hierdie Onse Vader, hierdie gebed wat Jesus ons geleer bid, nie net as 'n rympie sal opsê nie, maar wanneer ons hom bid, ons sal stil staan by elke uitspraak en sê, Here, leer my bid so, want ek wil reg bid, U naam ter ere. Amen.